se veewagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. Is steen met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isaac, God van... Hallo my liewe mens, my naam Francis en Jesus saam met jou by die braambos. Ja, my skoene is uit. Ek sit kaalvoet hier, want die grond waarop ons is heilig. Want God sê, waar 2 of 3 in my naam is, daar is ek. So ek glo onvoorwaardelik dat God los ons nooit alleen nie. Al voel dit partykeer so, al is die aanslag van die vyand in die wêreld so groot, sal hy ons nooit teleurstel nie en hy sal ons nooit verlaat nie. Dit sal nie altyd my sin wees wat gebeur nie, maar ek glo die Here weet die beste en ek glo hy's in beheer en ek glo die woord wat sê, ek bedink vir jou, Ben Loubser en Francis Loubser en jy wat saam met my hier sit, ek bedink vir julle net goedheid en guns. Dit is 'n vraag wat ek altyd vra by begrafnisse, troues, radio, TV. Die eerste vraag wat ek altyd vra is, wat is die Bybel vir jou? En baie mense, ek dink alle mense het 'n Bybel, maar baie mense heg nie vreeslik waarde aan die inhoud van die Bybel nie. Hulle beskou dit as 'n heilige boek wat daar lê en hy moet toewees onder stof om hom te beskerm. En ek dink nie mense maak hom juis meer oop en drink van hierdie fontein van lewende water nie. Ek dink vir baie mense het die woord van God, die Bybel, 'n geskiedenisboek geword. 'n Boek wat jy nie meer lees nie, want jy dink jy ken al die stories, want jy ken Psalm 100, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Jy ken Psalm 23, die Here is my herder. Jy ken die gebed wat sê, van wat God, Jesus vir ons gegee het, as 'n riglyn om voor te bid, Onse Vader wat in die hemel is. En dan dink ons en ons glo en ons profeteer dit, dat ek weet genoeg. En dan sing ons 'n liedjie, we all going to heaven. Which is true, we all going to heaven. Maar net iewers tussen hier in die hemel, waarna toe ons almal op pad is 'n beoordeling. Jesus het nie gekom om ons te beoordeel nie, Jesus het gekom om te red, maar sy woord het gekom om te oordeel. Tussen die lewendes en die dooies. Die woord het gekom om vir my en jou te sê wat ons moet doen, hoe ons moet leef, hoe ons God moet aanbid, hoe moet ons daaglikse roetine wees, wat mag ons eet en wat mag ons nie eet nie, wat mag ons... En baie van daai het die Christene die bladsye uitgeskeer. Bekeer jou en laat jou doop. Ag maar my sondes is so groot nie, ek vir my nie te bekeer nie. Soep skeer uit die bladsy. Laat jou doop.
Nee, ek het nie so groot geword nie, skeer uit die bladsy. Moenie dronk word van wyn nie, skeer uit die bladsy. Moenie skinder nie, moenie hoogmoed hê nie, skeer uit die bladsy. Want jy sien, ek het geleer wat is belangrik. 'n Skietgebedjie wanneer ek in die moeilikheid is. Of ek stuur net 'n WhatsApp vir iemand anders, die predikant of die ouderling of iemand wat ek ken wat gereeld in die huis van die Here is, en ek sê, bid gou vir my. Ons sê resitasies op, soos, Here, ek vergewe al my sondes en ek beloof om die kind te wees. En dan staan ons daar op en dan leef ons erger as wat ons geleef het voor die tyd. Nou lees ek in Lukas 12, vers 54, 55 en 56, 3 baie bekende versies. Jesus het ook vir die skare gesê, hier is God se woord. Jesus is aan die woord, en hy sê vir Ben Loubse, en hy sê vir jou daar waar jy sit, en hy sê vir almal wat leef, of dit nou oor Braambos is, of oor die radio, voor die TV, of in 'n kerkgebou, by 'n begrafnis, sê Jesus vir die skare, sê hy vir my en jou, as julle 'n wolk in die woestyn opkom, sê julle dadelik. Ons doen dit almal. Francis kom by my, dan sê sy, het jy gesien hoe donker is die wolke daar aan die noorde kant? Ons reën kom van daar af. Dit gaan reën. En dit gebeur ook. As die wolke daar opsteek, dan kom sê Francis vir my, het jy gesien die reën, die weersteek op, dit gaan reën. En dan gebeur dit. Ek wil amper die Engelse uitdrukking gebruik van time and again, oor en oor. Vers 55, en as die suidewind waai, sê julle, dit gaan warm word. Ek weet as jy by die see is, en die see waai die wind waai van die see af, is dit 'n koue dag. Maar as die wind gedraai het en hy kom van die binneland af, gaan jy dood van die hitte. Dit gaan warm word, en dit word warm. Ek en jy kan die weer lees, ek kan my vrou se uitdrukking op haar gesig lees, ek kan my bankstaat lees, ek kan die predikant se gemoed lees, ek kan die mense in die kerk se opgewondenheid of dooierigheid lees, ek kan dit dadelik raak sien, ek kan sien wie is daar oor hulle daar wil wees, en ek kan sien wie is daar oor hulle daar voel hulle moet daar wees, en die wat daar is om gesien te word. Dis wat Jesus hier sê, hy sien my en jou, soos ons regtig is. Nou wil ek vir jou iets, die volgende vers lees, 56. Jesus praat met jou, en hy praat met my, en hy sê, huigelaars. Kan jy dink, Jesus kyk na jou, en hy noem jou 'n huigelaar. Julle weet hoe om die voorkoms van die aarde en die lig te beoordeel. Julle weet alles. Julle weet om te weet wanneer gaan dit reën en wanneer gaan dit nie reën nie. Hoe is dit dan dat julle nie weet hoe om hierdie tyd te beoordeel nie? Watter tyd praat Jesus van? Die tyd waarin ek en jy leef. Ek moet diep asemhaal, want dit is een van die hartseerste ervarings in my hele lewe. Hoe ons is almal skuldig. Hierdie pragtige land wat God in ons hande gegee het, wat ons met bloed en sweet gewen het en opgebou het,
tot 'n eerste wêreldland toegelaat het, laat Filistyne dit afbreek, opsteel, al die mooi is dood, bestaan nie meer nie, terwyl ons handjies gevou gesit het, en ek wonder wat het ons verwag. Luister mooi, ek sê ons, ek sê nie julle nie, ek is net so skuldig. Die Filistyn het gekom, daar so 'n dingetjie, ek moet hom eintlik soek, van die sprinkane en die mure, en die mure het hierdie mooi stad gebou, en toe kom die sprinkane en hulle sê, maar ons wil gelyk wees aan julle, en toe gee ons dit maar vir hulle, en ons wil op dieselfde vlak wees as julle, en ons wil dieselfde besluite neem as julle, en ons is meer as julle, so ons moet in beheer wees van julle, en daar het niks van die muurnes oorgebly nie, hulle het hom kaal gevreet. Die vraag is, hoe is dit dan dat julle nie weet hoe om hierdie tyd te beoordeel nie? In hierdie tyd moet ek en jy al besef het dat, weet jy wat, ek moet ernstig raak oor die woord van God, oor die geskrewe woord van 'n lewende God. Ek en jy moet ernstig raak, want die woord van God waarsku ons periodiek van bladsy tot bladsy, en dit wil voorkom asof ons nie die tekens van die tye kan sien nie. Dit wil voorkom asof ons, en dit is 'n baie vieslike uitdrukking, maar die water oor die akker laat loop, en nie omgee of die akker weggespoel word nie. As jy 'n akker nat maak, dan het jy sulke walletjies om sekere plekke, en dan steek jy die walletjie oop, dan loop die water daarin. En as hy genoeg gehad het, dan vat jy daai modder en jy skuif dit weer terug, en die water gaan na die volgende voort toe, Maar ons het op 'n punt gekom, wat die woord van God sê, kyk na die tekens van die tye, oorlog, gerugte van oorlog, hongersnood, terrorisme, haat, onvergewensgesindheid, hoogmoedigheid, elkeen worry net oor homself en nie oor ander nie, moord en doodslag. En wat doen ons? Ons vou ons handjies en ons kyk angstig rond. Wat gaan nou gebeur? Terwyl die woord van God sê wat gaan nou gebeur. So my common sense vir my sê, daar moet 'n einde wees. Doen jouself 'n guns. Ekskuus tog. Doen jouself 'n guns. Gaan na YouTube toe. Op jou rekenaar, op jou telefoon. En dan tik jy daar in tekens van die tye. En dan begin jy daar deurblaai en luister wat is besig om te gebeur. Luister wat is mense besig om te doen. Nie in oorsee nie, ja oorsee ook. In Suid-Afrika, in Nigerië, in Mosambiek. En jy sal uitvind, die sprinkane is tans oor die hele wêreld besig om alles te vreet. En waar hulle 'n sprinkaan plaag, ek het dit gelukkig in my lewe nog net op YouTube gesien, as hulle deur jou landerye gevlieg het, staan daar van sulke milies, ek moet 'n bietjie laer my onthou, anders is hy uit die skrene, sulke milies, na sulke stronkies toe, hulle vreet vir hom af, die hele land, daar staan nie een riet, milieriet regop nie een nie. Maar, die Christenvolk sit gevoude hande en God sê, hy sê, huigelaars, julle weet om die toekoms, julle weet alles van almal om julle, verskoon tog, my
Keel raak so droog. Ek hou nie daarvan om te drink terwyl ek praat nie, maar ek sukkel maar nog bietjie na die hartaanval. Nog goed is nog nie regtig in hulle plek nie. My liewe mens, dit het tyd geword dat ek en jy opstaan uit ons dooie slaap. Nee, ek weet daar's ouens wat sê, gryp die roer en sing, daar word gesing van die Kill the Farmer, ons moet bietjie sê, Kill the Philistines. Nee. Kom ons gaan net terug na God toe. Kom ons gaan net terug na Jesus Christus toe. Kom ons begin weer waarde heg aan die geskrewe woord van 'n lewende God. Kom ons begin weer die woord glo. Ek sien die tekens van die tye, ek sien die tekens op die nuus. Dit gaan nie meer lank wees nie. Wat van ek kyk na die tekens in my lewe? Waarmee sukkel ek nog? Waarmee het ek nog 'n probleem? Ek sien die tekens in die ekonomie, ek sien die tekens in die wêreld, ek sien die oorloë en die gerugte en ek sien waaroor beklei hulle, en ek sien groot moondhede soos Rusland en Amerika speel nou kat en muis met groot atoombomme wat hulle mekaar mee dreig. 'n oom van my tannie, 'n swaar van my tannie, pleeg selfmoord. En hulle kry hom en hy word gered. En weer. En eendag toe sê ek vir Dina, jy moet onthou, as jy aanhou oefen, gaan jy dit eendag reg kry. Sy oupa het dit reg gekry, sy pa het dit reg gekry. Eendag gaan hy dit ook reg kry en hy kry dit toe reg. En ek sê vir, weet jy wat? Eendag gaan sy kinders dit dalk ook reg kry. Sy seun het ook selfmoord gepleeg. Jong man, hy is nog nie getroud nie. Wanneer gaan ek en jy weer terugdraai na Jesus toe? Nee, dis nie 'n mooi preek nie. Ben Loubser kan nie preek, ek is van plan om vir jou te preek nie. Dis nie 'n mooi preek nie, ek wil nie vir jou preek nie. Ek wil vir jou vra, wanneer gaan jy in jou huis? Nou praat ek met die mans, wat die hoof van die huis is. Julle wat so maklik babietjies maak en weghardloop. Wanneer gaan jy stop en omdraai en jou foute gaan probeer regmaak? Wanneer gaan jy wat God 'n vrou en 'n huis en 'n werk gegee het, ophou suip en dronk word en jou vrou en kinders slaan en teruggaan na waar God jou gestel het? Op Titus 1 vers 7. Die opdrag aan 'n opsiener. Ons is opsieners oor ons gesin. Vroue, wanneer gaan jy weer jou man lief hê en hom berisp as hy nie is wat God wil hê hy moet wees nie? Kinders, ouers, wanneer gaan julle ophou om julle kinders te terg? Nee, maar ek terg nie my kinders en gee vir hulle alles wat hulle oë sien. Dis terg, jy maak hulle groot vir die verderf. Kinders, wanneer gaan julle weer julle ouers onderdanig wees? Gesin, wanneer gaan ons weer die Bybel, die woord van God eerste stel? Wanneer gaan ons weer die huis van die Here 'n prioriteit maak? Wanneer gaan ons huisgodsdiens in ons huis terugbring? Wanneer gaan ons die drankborrels by die agterdeur uitgooi? Ek was eendag by mense wat goed gesuip was en die kinders was bevrees en ek loop aan en daar staan borrels, whisky en brandewyn en hulle lê daar op die mat in die sitkamer en ek draai op en ek gooi al daai goed uit. Wanneer gaan jy self die borrel oopskroef en die goed uitgooi? Borrel vir borrel, dit het my vreeslik genot gegee. Die keuse wat jy en ek vandag moet maak. En jy moet elke keer hierdie keuse maak. Jy moet hom maak as jy opstaan, jy moet hom maak as jy gaan lê. Jy moet hom maak tussen jou huis, tussen jou werk en jou huis, as jou buddy sê, kom ons gaan drink 'n dop. Jy moet hom maak as 'n man of 'n vrou by die werk vir jou sê,
ek is lus vir jou, ek het 'n woonstel. Jy moet hom daagliks maak. Jy moet hom maak as jy jou kinders voorbid voor hulle skool toe gaan en bid as hulle terugkom. Dis wanneer jy dit moet maak. Die besluit. Ek sien die tekens van die tye. Ek sien wat's besig om te gebeur. Die einde is naby. Here, red my in tyd. Here, en dis ons gebed vandag. Red ons in tyd. Here, laat elkeen wat hierdie boodskap kry om aanstuur na 1000 mense toe. En Here, laat nie een vra wie's Ben Loubser nie, maar dat elkeen sal vra, wat moet ek doen om gered te word? Die woord van God, die Bybel, weer 'n prioriteit sal word. Jesus se naam verhoog sal word, God aanbid sal word, en die krag van die Heilige Gees in ons huis, in ons huwelik, in ons werk, in ons kerk en in onsself weer sal manifesteer in Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens, dankie dat jy ingeskakel het, dankie dat jy geluister het, dankie dat jy dit gaan aanstuur. My selfoonnommer as jy my wil bereik of deel wil wees van Jesus by die Braambos is 072 577 1196 072 577 1196. Baie dankie vir die finansiële bydrae. Dit gaan redelik knap en ons waardeer elke sent. En baie dankie vir elkeen se gebede. Dit gaan stadig met my, maar ek kom reg. Die Here seën u, behoed en bewaar u, draai saam met my terug elke dag opnuut na Jesus Christus.